Jonas Smith Ochoa Sang punya amazing place in Table of Lost God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace has all my heart to fill, and grace my fears relieve. How precious is that grace appeared, the hour I first
full thing. So need those ladies in front. Die afkondigings is soos volg. Ons welkom weer in ons midde vir Dominie, terug van haar vakansie af. Ons is baie bly dat sy veilig terug by ons is. Vandag vier ons 6de Lydingsweek. Volgende week is Palm Sondag en dan stap ons in die groot Lydingsweek. En dan sluit die skole op, ons doen dit net die 27ste maand. Ons doen Bybelstudies gaan voort vanaf die 13 April. Ons doen dit, sodat die daar ook aan bid, en dat die hopelijk saam met ons die pad in die Revelation en openbaring kan staan. En dan ons vooroefeningen as een sterrenheid aan die gang, donderdagsavond, om 7 uur by die kerk. Woensdag die 25ste is daar een leierskapkursus in Vredesgemeente. Die titel daarvan is Leierskap die Hoop. En daar staan die kerkraadslede en van die gemeente wat ook die kursus aan bywoon. Ons dank deelopers vir hierdie maand. Onthou vir maart en april gaan ons vir Zimbabwe, Malawi en Mozambique ons groot kollektes opneem en dan vergader die taakspanne ook hier. Ons Poëtiekos-kompetisie is ons eerste fondsinsameling vir die jaar. Dit vind plaas op die 2 Mei om 1 uur by die kerk. Die kaartjies is beskikbaar. Dit is R120 vir aankope en dan ek dink daar is nog plek vir inskrywings. Dit is R100 en die kaartjies is beskikbaar by Graham Jones. Dan ons verjaardags vir die week. Ons vermaak is Julia Williams, die 23ste maand is Giselle Groenewald, die 26ste maand is Norma Julie en die 27ste maand is Dion Bayer Julie. En daar is geen lievelingserwente nie, en dan vir voorbinding gemeentasiebrief ons hou vir Sister Sylvia Duarte in ons gebede. Sy is baie siek. En dan ook vir Zanelaude, wat nog bezig is met die kabel van haar korps gaan horen vir jou verrassing. Zoals ik nu al niet voor hulle in die gebede. Goed, dus bij die afkondigings. Dank u. Kom ons word stil vir die Here. Ons is in sy magtige teenwoordigheid. Sy heerlikheid, sy heiligheid omring ons. Geef jouself op 'n oomblik. Word bewus daarvan dat jy hier is. Dat ons Vader hier is. En dat jy medebroers en susters hier is saam met jou. Here ons buig in aanbidding voor U hier. Ons erken dat U God is. Dat die ganse skepping aan U behoort. Verheerlik U self met ons lofgesang. In Jesus naam. Kom ons staan en woord beleef.
Here onse Here, ons het U baie lief, Hemelse Vader. Dankie vir al U liefde wat U vir ons gee elke dag. Baie dankie liefdevolle Vader vir ons medebroeders en susters wat U vir ons gee. Medegelowiges, ons is deur U Here Jesus Christus aan mekaar verbind. En ons so bly en so dankbaar teenoor U, dat ons mekaar kan hê, dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar aan U kan opdra, dat ons vir mekaar kan intree op maniere deur die werking van die Heilige Gees, wat net U kinders kan doen, omdat U ons in staat stel. Dankie Here dat ons 'n geloofsgemeenskap het waar ons veilig kan voel. Dankie dat ons kan opkom na 'n plek toe waar ons medebroeders en susters is. En dat ons saam hier vergader in U naam, maar U kan opkyk en kan weet dat U hier is. Dat U betrokke is by elkeen van ons, elke dag van ons lewe. Here, U sê dat of ons opstaan en of ons gaan slaap, of ons werk toe gaan en of ons by die huis is, wat ons ook al doen en waarmee ons ook al besig is, U vergesel ons daarin. U is by ons. Here, as ons siek is U by ons. As ons besig is om sosiaal te verkeer, daar is U by ons. As ons op die pad is, bewaar U ons en beskerm U ons. Want U het ons lief. U het U seun gegee vir elkeen van ons om deel te kan hê aan die ewige lewe. En U beloof vir ons, as U U seun gegee het, voor te meer, sal U al die ander dinge wat ons nodig het, elke dag van ons lewe, aan ons lewens toevoeg. Dankie dat ons kan weet, Here, U sorg vir ons. Alles wat ons nodig het, liggaamlike versorging, maar ook geestelike versorging, gee U vir ons. Dankie daarvoor, Here. En waar ons nou om U woord vergader, Here, Papa Vader, wil ons vra dat U self deur die Gees aan die woord sal kom. Dat U U woord sal gebruik. Here, U het vir Jeremia gesê, U die woord, Jeremia. U die woord, sodat jy hierdie woord jou kan vul, sodat jy nie honger sal word en dors sal wees. Vul ons dan vanoggend, Here. Voer ons met U woord, sodat U woord ons kan voed, ons geestelike lewe kan voed, Here. Ons siel kan voed, dat ons versadig hier uit sal stap, Here, gereed om wat U met ons gedeel het, te gaan deel met ons medegelowiges, met ons medemens, oral waar ons gaan doen. Wil U deur die Gees tot stand bring in ons lewens, waarvoor U die woord stuur, Here. As U vir die woord sê, gaan en doen dit, dat dit in ons lewens, dit sal tot stand bring, Here. Dat U woord in die grond van ons harte sal val, dat het sal opkom en sal vergaan. Ons bid dit vir U, Vader. Ons vertrou U daarvoor. Verheerlik U self in alles wat vanoggend gebeur en wat in ons huis toe gaan en in die week wat voor. Ons het U lief, Vader. Prys U wonderlike naam. Amen. Kom ons sing saam voordat ons in die woord indiep. Ek weet, ek sit julle nou op die sportbeurs aanbreekspan, maar ons het dit julle nou gesing, Ebenezer Vader, met gedagte aan die lied wat ons so pas gesing het, dat hy ons Vader is.
Dan wil ek baie dankie en sê vir ons aanbiddingspan. Ek dink nie, ons besef altyd die moeite wat ons koor en ons aanbiddingspan insit om dit moontlik te maak dat ons almal so aanbidding voor die Here te kan staan nie. Hulle sit hulle eie persoonlike tyd op sy om juis in te oefen en saam wees. Baie dankie aan julle en julle harde werk. Broers en susters, ons lees uit Esegiel vanmôre. Esegiel, nie Johannes nie, Esegiel 37. Maak jou Bybel daar oop, ons gaan saam daar in die woord van die Here indien. En hierdie lied wat ons sopas gesing het, is so gepas op hierdie teks. Want die lied sê ja, krag sal verskyn, strength will rise, die krag sal in jou binnekant opreis, in jou binnekant verskyn, wanneer jy op die Here wag. Wanneer jy nie op jou eie 'n ding probeer aanpak nie. En hierdie teks in Esegiel 37, Esegiel het by God deur die werking van die Heilige Gees iets geleer daarvan dat wanneer jy op die Here wag, jy nuwe krag kry. Ons het al baie daaroor gepreek en daaroor gepraat en hierdie teks kom bevestig dit weer vir ons. Ek het nie idee wel die inhoud van wat Dominee Nadel gepreek het nie, maar hy het wel vir my so om en by vertel wat die lyne is van sy woord. Nou, toe ek voorbereid het ek vir die Here gevra, Here, U moet vir my sê wat U wil sê, want ek was so lank weg van my gemeente af. Ek kan niks sê nie. Ek kan nog nie vir U krag gee nie, dis net die Heilige Gees en God deur sy Gees. En ek onthou toe ek weggegaan het, Gertrude, ek dink sister Gertrude sal dit die beste onthou, omdat dit so 'n riem, 'n belangrike saak vir haar is, het ek vir haar gesê, ons gaan beslis kyk na wat vir ons gemeente voorlê. Ons gaan beslis kyk wat die Here vir ons beplan en ons gaan 'n nuwe visie oprig in ons gemeente en ons gaan dit saam doen as gemeente. En hierdie teks, Esegiel 37, help ons om dit op die regte manier te doen. Daar's 'n verkeerde manier en daar's 'n regte manier. En hierdie teks, ek dink Jeremia, ek meen Jeremia het ongelooflike pad met die Here geloop. As jy na die klaagliedere van Jeremia kyk en besef jy, hierdie man het 'n ontsettende diep verhouding met die Here gehad en hier kom die Here en hy bring hom op hierdie plek waar hy nou gaan deur God opgeneem word. Kom ons lees. Ons gaan vanaf die eerste vers lees en ons gaan eindig daar by vers 10. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die Gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte. So die hand van die Here, sê Jeremia. Let wel, die hand van die Here was op my. Hy het my deur die Gees gelei. En hierdie is belangrik vir ons om vandag te verstaan. Hy het my uitgelei en hy het my neergesit in die laagte. En wat sien Jeremia in hierdie laagte? Dit was vol weendering. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop. So die Here het nie vir Jeremia neergesit hier op die wal van die weendere en hom laat uitkyk op die weendere nie. Die Here het vir Jeremia gevat en hy het hom keer en keer laat rondom loop en kyk. Daar het geweldig baie versprei oor die laagte gewees. So die eerste ding wat ons hier sien is, hulle was versprei oor die laagte. En die tweede ding wat ons hier raak sien, en hulle was heeltemal verdroog. So hier van die Here vir Jeremia. Hy sien hier klomp weendere in die laagte. Toe van die Here vir hom en hy sê vir hom, kyk beter Jeremia. En hy vat hom na al die sykante van daai groep weendere. En hy kyk en hy sien maar hierdie weendere lê wyd versprei. En hy sien ook dat hierdie weendere kurk droog is. Nou as weendere kurk
droog is, ek wil nou vir jou vra, Tannie Aries, wat sal Tannie sê? As Tannie nou by 'n graf kom, en daar is nog vleis aan die beendere, dan wat sal Tannie sê, as daar nog vleis aan die beendere is, en daar is 'n kurkdroë geraamte wat daar lê, watter ene is die doodste van die twee? Die droë beendere is die doodste van die twee, hulle is dood beide, maar die droë beendere is die doodste van daai twee lyke. En dis presies wat die Here hier vir Jeremia wil sê. Jeremia, hierdie beendere is kurkhorend droog, daar gaan niks daaraan nie. Daar is nou nie eers 'n moontlikheid om hom te survive, om hom te laat leef nie. Julle weet mos, as ons, wel, Rolien veral, as ons nog gaan 'n steak eet iewerste, dan moet ek moet vir hulle vra, hoor jy so brand die ding, want hulle verstaan dit nooit nie, hulle steek ons nog net so aan beide kante. En die spreekwoord wat sê, ja, luister, 'n goeie veearts moet hom nie kan leerhou. Sommige mense sê, 'n goeie veearts, daai steek moet so rou wees, dat 'n goeie veearts daai dier nog uit die dode kan oprig. Hierso in hierdie teks sê die Here, kyk, nie eens 'n goeie veearts of dokter sal hierdie beendere kan oprig nie. En dan vers 3. Hy vra toe vir my, hoor nou, mensekind, kan hierdie beendere leef? Ek het geantwoord, my Here, net U weet dit. Jeremia waag niks meer. Hy sê, Here, my Here, net U weet dit. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere, Jeremia. Sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here vir hierdie beendere, kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gees, sodat julle kan leef. Dan sal julle besef dat ek die Here is. En Jeremia is gehoorsaam aan die Here en hy sê, ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid net toe ek profeteer. Die oomblik toe ek gehoorsaam is, toe is daar 'n geluid, 'n geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg. Been na been toe. Ek het gekyk en so waaraan hulle is daar seënings, het daar seënings en vleis kom tevoorskyn gekom. Vel is bo oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. So die beendere by mekaar gekom, seënings en vleis en vel, geen asem. Toe sê die Here vir hom, profeteer vir die wind, Jeremia, profeteer mensekind en sê vir die wind, so sê my Heer, daai wind word in die Hebreëus vertel as ruach, ons vertaal dit dan as wind, en julle weet in Johannes, wat staan daar? Oor die Heilige Gees, nee. So sê my Heer die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer, soos hy nou my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. In die interpretasie daarvan, broers en susters, kan u by u huis gaan lees wat die Here daarna sê. Vir hom, oor wie dit hier gaan, ons weet is die huis van Israel, want met die profete het almal in die tyd van Israel geleef en geprofeteer, so jy kan met jou verstand aflei, dit moet die volk Israel wees waaroor God hier praat. Nou, in hierdie tyd wat ons leef en is in Suid-Afrika, maar ook in die res van die wêreld, dink ek, kan ons almal vir mekaar sien, ek
het hierdie tema al oor gepraat, en ek dink ons gaan nog baie in die tyd wat voor lê, daaroor moet praat. Is dat daar in Suid-Afrika, in die areas waar ons woon, en in die wêreld, 'n baie duidelike teken van hooploosheid is. 'n baie duidelike teken, as ek dit in die woorde kan sê van die visioen, 'n baie duidelike teken van doodsbeendere wat 'n vlakte vol lê. Doodsbeendere sonder enige vleis. Hooploos. Israel was in 'n hooplose situasie gewees. Hulle het in hulle self, in hulle geesmens en in hulle fisiese mens geen hoop meer gehad. En die Here vat vir Jeremia op hierdie visioen om vir hom te wys, vir hom te sê, Jeremia, al is daar in hierdie situasie geen hoop nie, is daar tog hoop in 'n hooplose situasie. En vanoggend is dit ook die boodskap wat die Here vir ons in St. Stephen's, as individue, as mense deel van gemeenskappe waar ons woon, maar ook as 'n geestesgemeenskap, 'n gemeente wat saam is dit die boodskap wat die Here vir ons wil bring, dat daar hoop is vir ons as gelowiges in 'n hooplose situasie. En hy verduidelik dit vir ons na aanleiding van hierdie visioen van Esegiel. Nou die eerste, daar's vyf primêre gebeure wat ek graag wil hê op punte, wat ek graag wil hê ons na moet kyk, en wat ek wil hê jy vir jouself moet neersit, wat uitstaan in hierdie teks, en waar die Here vir Jeremia na heen vat, om vir hom te sê, dat daar hoop is, daar's hoop vir ons in die wêreld, daar's hoop vir jou, as jou situasie vir jou hooploos lyk, daar's hoop vir jou, as jou geestelike lewe hooploos lyk. En die heel eerste, die feit dat die Here vir Jeremia na 'n vlakte vol beendere vat, is doelgerig. Hy vat nie vir Jeremia na Israel toe. Hy kon hom na Israel toe gevat het, en hy kon vir hom gesê, sien jy al die Israeliete wat hier voor jou staan? Die probleem is, sou God vir Jeremia gevat het na die Israeliete, dan sou Jeremia dalk gedink het, maar hierdie Israeliete is uit hulle self uit in staat om weer een of ander hoop vir hulself te vestig. Want hulle leef daar, hulle almal staan regop, hulle het almal vermoëns. Maar die Here vat vir Jeremia na 'n vlakte vol beendere, wat wyd versprei is, en hy laat hom rondom dit loop, soos wat ons gesê het, om te sien dat daai beendere mors dood is. Sodat Jeremia, wanneer hy dit sien, daarvan bewus kan raak, dat daar geen hoop vir daai gebeentes is. So nou vra die Here vir hom, Jeremia, dink jy dat hierdie beendere kan leef? Dink jy dat hierdie beendere kan leef? En Jeremia in sy ongelooflike geloof in God en sy kennis van God se almag staan terug as 'n mens in sy vermoë en buig hom voor God se alvermoë, en hy sê, Here, my Here, net U weet. Hy sê nie vir die Here, daai beendere is dood nie. Hy sê ook nie vir die Here, ja, die beendere kan leef nie. Hy tree terug en hy sê, Here, alles is aan U onderworpe. Alles hang van U af. In daai oomblik erken hy en sê hy dat vir God niks onmoontlik is nie. Maar wat, as ons na hierdie eerste punt kyk, is die boodskap wat die Here dus vir ons het in hierdie tyd. Ek wil sommer dadelik daaroor praat, dan gaan ons na die volgende gaan. Dit is dat die Here vat ons baie keer na 'n plek toe om ons oë oop te maak daarvoor dat die situasie
werksituasie wees, dit kan jou landse situasie wees, dit kan die wêreldse situasie wees, of dit kan jou gemeentese situasie wees. Die Here vat jou en bring jou om te sien, hy maak jou oop om te sien, dis morsdood. Hy bring jou op 'n plek waar jy dalk na jouself kyk en besef, maar my geestelike lewe is morsdood. En die rede waarom hy jou daar bring, om dit te sien, is om te besef, dat jy, mens, nie daartoe in staat is, om lewe te bring in daai doodsbeendere nie. Wat sou jy in staat gewees het, sou jy gesê het, dit was nie God nie, dit was ek in my eie krag. So die Here maak seker dat Jeremia sien, die Here maak seker dat ons sien waarmee ons te doen het. Dat ons sien dinge gaan sleg, dat die situasie 'n onmoontlike situasie is, sodat ons, soos Jeremia, kan erken, Here, net U weet of daar weer lewe hieraan kan wees. En dan sê die Here die blye woorde, Jeremia, ek sien dat jy sien, en dat jy erken dat dit net ek is, en ek sê vir jou, ek gaan die onmoontlike moontlik maak. So God sê vir hom, hy gaan die onmoontlike maak, en Jeremia weet, en hy vat hierdie woord na die volk toe, om vir hulle te sê, dit is morsdood, maar die Here sal weer lewe bring. En as ons nou dink, wat is wat voor ons lê? Wie het gekom? Christus Jesus het gekom. Christus Jesus het gesterf om ons lewe te gee. Hy het opgestaan, hy het die oorwinning oor die dood vir ons gegee. Dan vaar hy op, en dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees. Alles in hierdie een gedeelte vasgevat, om vir ons te sê, die mens op sy eie kan nie op sy eie lewe bring in 'n dode situasie nie. Net God alleen. So as jou persoonlike geestelike lewe in die doldrums is, dis droë bene, dan sê die Here vir jou, erken dat jy dit self nie reg kan maak nie. Erken dat jy my nodig het, en ek sal weer lewe bring in jou geestelike lewe. In 'n gemeente dieselfde, en ek wil dit vir u sê, baie mense sê, in die kerk, maar die kerk is besig om dood te gaan. En die Here sê vir ons, maar julle moet sien, die kerk is besig om dood te gaan, sodat julle kan erken, dat dit nie julle is, en julle strategieë, en ek bedoel dit nou met baie erns, ons kan nie sê ons programme, en ons strategieë, en ons fondsinsamelings, en ons projekte, en al die mense in die wêreld se wonderlike planne oor hoe hulle kerk gaan wees, is die oplossing om weer lewe te bring in die kerk nie. Ons kan dit nie sê nie, ons moet erken dat die kerk in sy self doodgaan, wanneer die kerk se ongehoorsaamheid, en dat net een daartoe in staat is om die kerk op te rig en herlewing te bring, innerlike transformasie, en dit is God deur sy Gees. Geen mens. Ons kan elke program wat ons op die aarde kan kry, van 'n Bill Hybels se kerk, Rick Warren se kerk, 'n Pursuit se kerk, van almal van hulle. Ons kan alle programme in hierdie gemeente, in elke gemeente in die Kaap, na daartoe. As dit nie die Here se wil is nie, sy Gees is nie daarbey betrokke nie, sal daar niks wees nie. Dit is die eerste belangrike punt waar die Here ons aandag wil kry op in hierdie teks. Die tweede belangrike punt kom uit vers 9. Toe sê hy vir my, profeteer vir die wind. Profeteer mensekind en sê vir die wind, so sê my Here die Here, wind, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. So ons het klaar dit gesê, dit is God wat dit moontlik maak. Maar wat gebruik hy? Wie gebruik hy? Die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. En hy sê hier vir Jeremia, profeteer Jeremia, ons gaan nou praat oor Jeremia se rol. Maar hy sê vir hom, profeteer vir wie?
met verlewing in Suid-Afrika. Ek is 57. Dit het nog nie gekom nie. Ek praat van die hele land. Herlewing in gemeentes, ja, maar nie in die land Suid-Afrika nie. Dus hoeveel jaar al wat gelowiges bid en vra, Here, dat al weer herlewing kom. Dis net die gees van die Here alleen wat herlewing in die kerk kan bring. Dis net die gees van die Here in my hoor. Die wêreld kan sê wat hulle wil, die wêreld kan glo wat hulle wil. Die wêreld wil nie in die Here glo nie. Die wêreld wil graag onafhanklik van God wees in sy gees se werking. Maar dis net die Heilige Gees wat volhoubare verandering in jou lewe kan bring, in jou situasie kan bring. En ek praat nie van verandering nie, ek praat van volhoubare verandering. Baie mense sê, daar moet vernuwing kom in die kerk, daar moet verandering kom in die kerk, daar moet vernuwing in my lewe kom, daar moet verandering in my lewe kom. Maar ons maak nie staat op die Heilige Gees nie. Ek wil my eie krag my lewe verander, my situasie, my omstandighede. Ek wil kyk hoe vinnig ek dit kan regkry. En hoe meer ek probeer, hoe minder kry ek dit reg. Hoe minder is ek suksesvol. So die Here sê, deur die Gees alleen kan daar volhoubaar, dit beteken dit bly voortgroei, verandering kom. Innerlike transformasie. Ons het in die afgelope tyd, Dominee Nadel het gepraat oor geestelike groei, innerlike transformasie. Jy gaan nie na getransformeer word om meer soos Jesus te word sonder die werking van die Heilige Gees. Ons wil so graag net by die kruis van Golgotha tot stilstand kom. Ons wil daar stop. Ons wil sê Jesus is vir my gekruisig. Ons wil aanvaar ek is gered. Ons is so bly dat ons gered is. En dan bly ons net gered. So bly 'n graad 1 in my geestelike lewe. Ek wil nie geestelik groei nie, ek wil stil staan, sodat ek nog al hierdie ander natuurlike dinge wat so lekker is, die sondige dinge, werklikheid met my kan saamstem. Daar's gelowiges wat sê ek is gered en dit maak nie saak hoeveel sondes ek doen nie, want ek is gered. Broers en susters, dan is jy nie besig om geestelik te groei nie. Want die Heilige Gees werk nie in jou nie, want ons glo en vertrou hom nie om innerlike transformasie te bring nie. Geen organisasie, geen blote wilskrag, geen strategie kan herlewing en transformasie bring. Net die krag van die Heilige Gees en sy teenwoordigheid. Hierdie teks kom bevestig dit vir ons. Die derde punt. Esegiel kyk op na die Here en die Here sê vir hom, vat hom. Net die Here het in die eerste Esegiel gevra. Hy het hom toestemming gevra en hom gesê, ag Esegieltjie, ek wonder of sien jy kans om saam met my hier na hierdie laagte te gaan nie. Nee, die Here het Esegiel gevat en hom gesê, kom, en hy het hom gevat en hy het hom gaan wys. So wat sê dit vir ons? Die Here het ons uitgekies. Julle weet dit, ons het dit al so baie bespreek. Die Here het jou gekies. Jy wat jy sit is gekies deur die Here. Hy het jou gekies, hy het jou met sy bloed het hy jou deelskap, jou koningskap in Christus Jesus, jou seenskap, jou dogterskap gekoop. Jy is gekies deur hom. En hy is die een wat die inisiatief gebruik om jou te neem en vir jou te vat en jou 'n deelgenoot te maak. Hy maak van jou 'n vennoot. Hy het van Jeremia 'n vennoot gemaak in hierdie oomblik. Hy het hom gesê, kom Jeremia, ek vat jou. Hy het nie vir hom gesê, Jeremia staan eenkant en kyk hoe ek profeteer vir die Gees en hoe ek vir my Gees sê, kom van die al die windrigtings nie. Hy het vir Jeremia gesê, jy is my vernoot Jeremia, profeteer jy. Sê jy vir die beendere, sê jy vir die Gees kom in die beendere. Die Ruach, profeteer jy. So wat beteken dit prakties vir ons? Elkeen van ons wat hier is en die Here se vernoot is.
As jy hier uitgaan, sien jouself nie net as 'n geredde persoon nie, wat leef in die opstandingskrag van Jesus nie, maar sien jouself in 'n vennootskap met die drie-enige God. En dat hy jou geroep het met 'n plan in jou lewe, vir jou lewe. En dat jy sy vennoot is. En die taak wat hy sê vir Jeremia, spreek, gebruik jou mond, en spreek lewe oor hierdie bene. Roep die Heilige Gees. Hy sê vir ons, spreek lewe. Spreek lewe. Weet u, en ek wil vir u sê, ek dink u weet almal, want ek het al met almal van julle gesels in persoon. En partykeer is ek negatief. Ek's negatief. Weet jy hoe negatief raak ek? Een van die goed wat my verskriklik negatief maak, ek weet nie hoe julle voel nie. Ek weet, Suster Claudine, as ek jou naam mag gebruik, sy het eendag, was sy saam met my, ons was op huisbesoek gewees, en het daar verskriklik ontstel, en ek saam met haar. 'n Man ry voor ons, en hy vat sy Mac and Bean pak, en hy swaai dit by die vensters uit. Nou, kyk, as jy hier langs die N2 ry, as jy daar waar Shawanda woon, daai gedeelte afry, as jy daar wat aan die Aries woon ry, waar jy ook al ry, soms interessant, in Mitchellsplein, maar werk hulle om het skoon te hou, dis vuil. Mense smyt hulle gemors net mee. So wat maak dit aan 'n mens? Dit maak 'n mens negatief. Maar die Here kom en hy sê, nee, spreek lewe oor die Kaap. Spreek lewe oor die situasie waarin jy is. Moenie kyk na die bendes en vaskyk in hulle nie. Moenie vaskyk in die mense rondom jou wat met die verkeerde goeders besig is nie. Moenie vaskyk teen jou kollega wat die hele tyd jou aftrek deur die manier hulle houdings het, wat vir jou opdraande gee nie. Maar spreek lewe in dit in. Dis jou taak as 'n vennoot van die Here. Spreek die waarheid. Ons is so bang om die waarheid van God se woord oor 'n ander een te spreek. Ons is bang wanneer iemand die Here nie ken nie, om die waarheid van God se woord in daai persoon se lewe in te spreek. Weet jy, die waarheid maak vry. Niks anders nie, die waarheid van die Here se woord maak mense vry. Want dit is Jesus wat ons vrygekoop het. Spreek die waarheid. Spreek, gebruik jou mond daar waar en spreek. Dis wat die woord beteken, spreek daar waar. Bemoedig. Bemoedig mense. Moenie as jy negatiewe nuus sien, almal om jou ontmoedig met die negatiewe nuus nie. Ja, die nuus is negatief. En moet asseblief nie wegbly van die nuus af, want dan weet jy nie wat in die wêreld aangaan. Maar wanneer jy dit kyk, en die toelaat dat het jou ontmoedig. Dink aan wat die Here sê en bemoedig almal rondom jou. As ons dink aan die areas waar ons mense woon. As ons dink aan die areas waar ons almal woon. Niemand van ons. Ek dink dat Suster Gertrude, as sy wegry van Robbertstrand af. Ons dink nogal Suster Gertrude, sy leef dalk in 'n bubbel. En ons leef in 'n bubbel. As jy wegry, dan ry jy dan nou nee. Suster Gertrude, daai hele area word bewoon, en is mense wat swaar kry, maar die mense se lewens is so in 'n gat. Hulle gooi ook hulle papiere en hulle goed neer. Hulle brand hulle die binne die tyres. Hulle doen dit ook daar. Dis goed dat 'n mens negatief maak, dat 'n mens bekommerd maak, maar die Here kom en hy sê, moenie jy jou gemeenskap ontmoedig nie. Wees jy my vernoot in 'n positiewe, optimistiese houding. Die vierde wat hy van praat is fragmentasie. As ons lees daar 5 tot 6, kom ons kyk gou weer daar, om van fragmentasie te beweeg tot eenheid, dis die 4de punt. Vers 5 sê hy, so sê die Heer, kyk, ek gaan gees in julle laat kom en julle sal leef. Eerste ding, ek sal seënings aan julle heg, vleis, vel oor dit trek en ek sal asem in dit blaas. En dan vers 10, belangrike teks om dit af te rond. Ek het geprofeteer
Die wind het ingegaan, hulle het lewend geword, op hulle voete gaan staan, en dan, die laaste woorde, 'n buitengewone groot leer. 'n buitengewone groot leer. So wat het gebeur met al daai beendere? Wat hy sien in die visioen. Daai beendere het almal bymekaar gekom. In die eerste plek het die liggaam opgestaan, die beendere wat versprei gelê het, weet jy wat daar gebeur? Daai mense was almal in die oorlog betrokke geweest. So party van hulle is deur 'n perd deur iemand in die helfte gekap en sy boorlyf het daar gelê en sy onderlyf het daar gelê, die kop het doel gelê van sommiges. So as jy mooi daaroor dink, dit maak sin dat die beendere oral wyd gelê het en dat hulle van verskillende areas af bymekaar moes kom om 'n mens te vorm, of die mens wat dit was, te vorm. So wat die Here vir hom hierso sê, wat die Here vir ons hierso sê, is om van fragmentasie af te gaan tot eenheid. Dit wil sê die hele groep was gefragmenteer. Daar was nie eenheid nie. Maar toe hulle almal deur die een Gees vervul is en hulle almal opgerig is deur die Here, wat gebeur met hulle? Hulle kom saam soos 'n weermag. Nou broers en susters, as jy iets weet van 'n weermag, as jy gaan kyk na die weermagte oor die wêreld, dink jy die weermagte wat opstaan saam met mekaar, werk teen mekaar? Dink jy hulle is gefragmenteer? Wie wil waar? Dink jy hulle is gefragmenteer? Suster Gertrude skud op, nee. Weer is 'n weermag, is mense wat as een mag saam staan. En dit is die woord wat die Here vir ons wil gee in hierdie tyd en plek. Ons moenie so gefragmenteerd wees nie. As jy van my verskil oor bepaalde saak, is dit nie genoeg rede dat ek en jy mekaar uit mekaar ruk en dat ons op twee pole gaan staan. Dis nie genoeg rede nie. Hê jou opinie, hê jou standpunt, maar kom ons hê mekaar lief. Kom ons leef as 'n eenheid. In die kerk, in ons families. Hoeveel families is gefragmenteer? Vanweë simpel standpunte wat ons inneem. Ek het nou die dag gehoor van iemand daar in, en dit is nog baie so snaaks, die man is 'n Republikein en die vrou is 'n Demokraat. En sy is erg demokraties, sy is woes liberaal en hy is woes na daai kant toe, 'n Republikein. Maar die twee mense woon saam in 'n huis, hulle is getroud, hulle het mekaar baie lief, hulle respekteer mekaar. Maar moenie politiek praat. Dan is hulle mekaar se hare. Dan loop die oom liewers. Hy gaan maar liewers lande toe. Want hy en sy vrou wil met mekaar daaroor kom. Maar hulle kies om saam te wees. En dis wat die Here ons nooi in hierdie teks. Hy sê, moenie verdeeldheid toelaat nie. Bring genesing deur om deel te neem aan eenheid. Moenie wanneer iemand iets wil sê wat negatief is oor 'n ding, saam met daai persoon negatief praat en verdeeldheid veroorsaak. Staan saam. Hierdie land het dit nodig. Hierdie land het nodig dat ons so 'n gesindheid sal hê. Hierdie gemeente het dit nodig. Die gemeenskappe waarin ons woon het nodig dat ons eensgesind sal wees. So God sal ontwerp as ons na die teks kyk. En onthou is die Here wat vir Jeremia gevat het, is vereniging, dat daar eenheid sal wees. Ons kyk na die kerk, as hy praat daar in Efesiërs, praat hy van die eenheid van die kerk. Die eenheid is God se resep. As die Here dit sê, dan setels dit nie. As God sê eenheid, dan kan ons teen sy eenheid staan, want dit is wat hy sê. Die laaste punt, ek maak klaar. Die laaste wat ons sien, en wat die Here vir Jeremia hier sê is, en wat Jeremia toegepas het, is om volkome vertroue te hê op God. So daai teks wat ons nou ook gelees het, vers 3 sê, mense dink kan hierdie beendere leef van God vir hom, en Jeremia se antwoord, Here, net U dit weet, net U weet. So Jeremia het van die begin af geweet, en dis wat die Here en vandag vir ons wil sê. Net die
die Here hierdie antwoord op alles. Moenie jy gaan. Moenie jy gaan en doodspreek oor jou situasie. As jou familie in 'n twist is en is negatief. As jou werksomstandigheid negatief is. As jou area, moenie jy gaan en die gesant wees wat doodspreek. Wees jy God se vernoot wat volkome vertrou dat hy daartoe in staat is om alles te verander. Om Suid-Afrika te verander, om die wêreld te verander, om jou gemeenskap te verander. Suster Trudy vanoggend te praat sy weer oor hoe dit gaan in haar area, as ek kan sê dit Trudy. Dit gaan nie goed daar nie. Weet jy broers en susters, is baie van ons gemeentelede wat nie kom daar waar die bende geweld is nie. Gaan ry 'n bietjie daar. Gaan kyk 'n bietjie hoe leef die broers en susters. Gaan sien 'n bietjie. Daarom is dit belangrik dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons eenheid sal hê, dat ons nie pessimisties sal wees, maar optimisties saam met die Here sal staan en op hom sal vertrou dat hy 'n verandering sal bring, ook in hierdie gemeente. Ons wil ons gemeente laat herleef. Ons wil hê ons gemeente moet groei. Ons wil hê ons gemeente moet lidmate wat weggeraak het, moet terugkom. Ons wil hê ons gemeente moet nuwe lidmate kry. Nou broers en susters, Jesegiel 37 is ons antwoord. Dis wat die Here vir ons sê, ons moet doen. Hy weet, ons kan nie besluit hierdie gemeente gaan toemaak. Dis nie jou en my se plek om dit te besluit. Dis jou en my se plek om 'n vernoot van die Here te word en saam met hom te werk. Dis nie jou en my se plek om 'n strategie hier uit te werk en ons gaan dit doen. Wat ons strategie is, waarop ons gaan doen. Ons gaan 'n visie ontwerp, ons gaan werk daaraan as 'n gemeente saam en wie vertrou ons? Die Here. Dis sy gemeente, dis sy kerk, ons werk saam. Ons gaan hom vertrou, ons gaan sy leiding, op sy leiding vertrou en ons gaan hierdie gemeente lei vorentoe na waar die Here wil hê ons moet gaan. En dieselfde vir jou eie persoonlike lewe. As jy weet, jy is op 'n hopelose plek. Jy is geestelik mosdood. En 'n mens kom daar broers en susters, mens doen. Jy hoef nie 'n sak en as met jou kop in 'n gat te gaan sit en weg te bly uit die kerk uit nie. As jou geestelike lewe besig is om agteruit te gaan, gaan net na die Here toe. En vertrou hom, en sê vir hom, Here, ek het nie hoop vir myself nie. Help my. As jy weet van iemand anders wie se geestelike lewe agteruit gegaan het, gaan na die Here toe, vra vir die Here, help my boetie, help my sussie. Dieselfde vir ons gemeenskappe en ons land, Suid-Afrika, ons wêreld. Broers en susters, ek wil vir jou geleentheid gee om na te dink oor die teks en wat in jou hart opkom jy voor die Here moet bring. Bring dit voor die Here, praat met hom, eet rein geniet. Amen. Ons gaan nou geleentheid gebruik om die Here ons dank
dankbaarheid in die Here te betoon met ons opgawe. Hierdie fondse wat ons by mekaar maak, Here, seën sodat ons dit kan doen wat U ons opdrag gee om te doen. Here, ons wil ook spesifiek vandag voorbereiding doen vir Sylvie en die hele familie, Here. Here, U weet hoe moeilik dit vir Wiekie is. Ons bid, Here, wil U asseblief vir hom krag gee, krag ter werking van U Heilige Gees. Vir elke dogter, Here, vir die kinders, die kleinkinders, die skoonseuns, Here, wil U vir elkeen van hulle die krag gee om vas te staan in geloof voor U. Here, en ook vir Sylvie, Here, wil U asseblief gee dat sy sal aansterk en beter word. Ons dankie daarvoor, Here, dat die swelsel alles gesak het. Dankie dat U deur U genade werk. Dankie daarvoor. Ons bid ook vir Zariala, Here. U weet van die pyn wat sy beleef. Wil U asseblief gee dat die operasie suksesvol sal wees. Wil U diegene wat daar opereer, Here, die chirurg, wil U asseblief sy hand lei en dat hierdie operasie dan ook suksesvol sal wees. Here, dankie dat ons kan bid vir elke lidmaat van ons, Here, jong en oud. Elkeen wat werk, elkeen wat afgetree is, elkeen wat in die skool is, Here. Wil U asseblief vir hulle seën met 'n oorvloed van U seënings soos U beloof in U woord. Dat U hulle vooruit sal gaan, hulle agter hulle sal denk, rondom hulle sal wees, onder hulle sal wees, en hulle sal vashou in die hand, net soos U kan. Dankie dat ons kan vra, my Vader, dankie dat ons kan weet. U beloof in ons woord, in U woord, dat U met ons sal wees, en dat U ons sal seën. Ons aanvaar dit in geloof, Here, verheerlik U self. In hierdie week, dat ons instrumente wees, U vennote in ons werk hier op aarde. In U naam, Jesus. Amen. Ons staan, dan sluit ons af met die lied Breathe on Me, Breath of God. Ruach, Breath of God. Breathe on me, breathe
van die Here se seën gaan sal tree. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle